Want ons is dromers en doeners. Kom, vertel jou storie, deel jou beste dag. Ja, ons is dromers en doeners. Ons praat en ons lag en ons kuier saam. Goeiedag dames en here en welkom by nog 'n episode van Dromers en Doeners. Ons sit hier by Connection Studios wat weer vir ons 'n awesome space gegee het om hierdie set te bou en hy lyk obviously baie anders as in die vorige seisoen. En ja, so dankie aan Jaco en ook dankie aan Connection Productions wat ons gehelp het met hierdie setup. Vandag het ek 'n baie interessante gas hier by my. Ek weet nie of julle reg is hiervoor nie. Hy is 'n social media influencer, hy's 'n groot wildjagter. Hy's 'n cricket lover, rugby mal, hy's dalk die Springboks se grootste fan. Hy's baie lief vir sy twee vrouens wat hy het in sy lewe, hy het vir Nytjie en vir Annetjie. En dan noem ek hom ook 'n vriend van my. Verwelkom asseblief vir Dian, maar julle ken hom beter as Check It Kwagga. Hoor, dankie, chom. Twee vrouens, ek is soos, bro, my pastoor vol my, hy is om my skiet. Koenie, dis lekker om by jou te wees, chom. Ja, dankie. Dromers en Doeners, ek love het, hoor, ek het vir jou cappie gebring. Hey, dankie. Mooi storie, een van my Kwagga caps. Hey, check hier, Lekker, wel, daar's hy. mooi. Nou gaan jy weer mallet moet groei, chom. Ek gaan. Jy gaan nou Ek gaan dit moet. is- ja, Winter ek- groei ek mallet. Ja, ek is bang as ek iemand sien, een van my caps dra sonder 'n mallet. Ek dink is so ou raakery. Jo. Ek sê, dit maak die gees dood. Dis soos as jy nie jou geld vir SARS betaal en jy O, jene, ek sien. Hoorie my vriend, dankie dat jy hier is. Ek onthou toe ek seisoen 1 gedoen het ek jou genooi, maar toe jy was obviously baie besig. Het ek nie gejag, ek het genuine gejag altyd. Ek dink ek het genuine gejag. Jy is altyd iewers besig om of te jag of Maar noem my maar, dis ek sê staf mos, al bo. groot wildjagter. En toe ek obviously seisoen 2 beplan het ek jou genooi en jy dadelik ja gesê. Ja. En ek onthou nog toe jy die eerste episode van seisoen 1 kyk, toe sê jy nog vir my Nytjie sê vir jou, hoekom het Quentin jou nie genooi nie? Ja, dis so, toe raak ons is letterlik huisvriende, as ek sê, okay. Ek het gesien in hierdie vriendskap steek ons goed vir mekaar weg. Maar toe sê Ja. gelukkig te sê vir ek het jou genooi. Ja. Jy sien. Ja, my vrou is vir my 100%. Ja. Ek meen, sy het letterlik vanoggend verby jou gery. Ons het So gewaai. op pad studio toe is. Dis so cool. Ja. Ja, lekker, chom. Ja, so ek's bly jy is hier. Ons gaan lekker chat. Ek wil Ja, ek is nou nog ons skieurig wat jy my wil vra. Jy weet alles, so dit is nou die boek is oop, so ek is baie bang. man, ek wil letterlik net so 'n bietjie van 'n journey vat deur jou Lekker, lewe. gesels met my. Ons chat obviously baie snaakse goed. Ons ken Ja. mekaar baie goed. Ek het jou ontmoet met Wildman. Onthou jy Wildman se shoot Ja, met Jan saam met Raap. Jan Raap of Silver Fox. My Silver Fox chommy, my beste vriend. Soos jy ook gedoop het is 'n Silver Fox. Die beste ou ooit. Daai was 'n vrek snaakse video. Toe hy my gebel het met die song, het ons hierdie konsep uitgedink en toe dink ons aan 'n karakter vir hierdie video en daar was niemand beter as wat ek aan kon dink as jy om dit af te poel nie. Ja, dis maar wat dit is, hou dit is. En dit was my so vrek snaaks geweest. So ek het dit baie geniet en onthou het ons gelag daai aand. Chom, daai aand was vir my. Jy moes my die hele tyd terugroep want ek wou die hele tyd gaan kuier uit saam met die ouens van Wildman en Ja. ek wou die hele tyd geoperate het. Ek sal nooit vergeet dan Koenie, as jy werk jy genuine, chom, soos Ja. net voor hierdie episode begin het, toe's jy so Ja, joke. Nee, maar hy's bietjie ek kan maar jy serieus sê mos, wees. jy sê mos as jy iets doen dan doen jy dit voluit. So. Ja. Maar dit was baie lekker geweest. Ek het nou obviously nou 'n paar musiekvideo's gespeel en ek vat altyd iets weg van ek wil altyd pelle maak met iemand, maar daai aand was vir my ek dink dat ek en jy rock solid pelle geword. Ons het En dit definitief. was die hele tyd stories en maar ek meen ons moes 'n vriendskap van die begin af gemaak het, want die eerste meeting was in Hennies geweest. Dit was absoluut. So dit was En hoe toevallig was dit want toe ek jou gekontak het ek geen idee gehad waar jy bly nie. En jy soos nee, ek is net hier. motorhond. Ek is hier in Montana. En ek sê so ek's ook in Montana. Gaan ons by Hennies ontmoet. Jy Maar is Montana nie moot want ek kry so raas by die actual moot ouens. nee, die Hulle moot, genuine Spanners, chom. die moot in Montana is ver uit Is dit mekaar. dis mos deur die tonnel. Hulle sluit mos die tonnel 10:00 die aand. Hulle kan mos nie dan by mekaar uitkom nie. Soos honde wat op 'n ja, ons moet wil daar so, maar hoor jy onthou jy die aand van Wildman se shoot? Ekskuus, onthou jy die aand van Wildman se shoot, daai oom. Yes, Ek kan nie chom. onthou weet of sy Daai warm oom. Ek kan nie onthou. Ek kan nie sy naam onthou nie. Ek dink dit was oom Dawie of so ietsie. maar daai vriend van my kom na jou toe en yes, sê chom.
Hy sê hoor jy daai oom sê vir jou. Ja, maar daai oom praat die hele aand so met ons. Ek kon nie, dan sal hy al wat ek hoor is kwagga en dan as ek is thanks oom, maar dan het hy my eintlik iets gevra, maar ek sê vir hom dankie. Geen idee wat Ja, ek daai oom was net happy om deel te wees van die span. Dit was vrek Dit was snaaks. ou. 100% dit En gewees. die seekoe se mond, Yes. die kop so in die seekoe. Was dit voor of na my Hermon video? Dit was voor my Hermon video. Ja, dit voor was, dit. Dit was voor dit gewees. Ja. Ja, so man, weet jy hoeveel mense het nou vir my screenshots gestuur van daai einste ding? O van jou En, gesig in die ja, van my gesig in die seekoe. seekoe se mond. En daai Ja. een klip wat jy ook gepost het wat ons gebruik het as marketing wat ek gevloek het. So toe gebruik ons dit nie want ek het baie lelik gepraat. O, ons het hom gebiep Ja, daarom. ons het nog Ja. gebeep. Dit het skoon gelyk. Netjie sê vir my, "Ag, beep hulle die shit sê." Ek sê, Ja, lief ek het shit "Ja, gesê. dit was 'n laat aand en Exactly. En oog. Sê hierdie ding man. Hoor iets om. Voor ons nou begin het ek een serieus vraag om jou te vra, dan kan ons lekker rustig chat. Oh my god. Ek weet nie of jy reg is vir hierdie nie. Het jy al ooit op 'n golfbaan in die aand gestaan en piepie onder 'n boom? Yes, ek het geweet. Ek het geweet. Chom, ek's nou nog kort vir tannie wat al ligte aangesit het. Hey, die antwoord is ja, 100%. Wil jy hê ek moet die storie skets? Vertel jou uit jou oogpunt So uit. ek en Quint kan ek in daai kamera aankyk. Daai is jou so kamera. Ek en Quintin het wat was dit? Ek was genooi deur Mahindra. Joburg Superkies Ja, se om SA20. die Joburg. Dit was letterlik hulle bel my die oggend. Ek en vroukie het net in ons nuwe plek ingetrek. Ek sit gekruiste bene op die teels want ek wag vir ons banke om afgelaai te kom word. Hier lê my foon, random nommer en ek tel nie nommers wat ek nie ken nie, antwoord ek nie. En hy sê vir my nee, dis Mahindra hoofkantoor, hoorie, ons wil jou graag nooi om die Joburg Super Kings te kyk in die SA20s. Dit was die tweede jaar wat dit in Suid-Afrika was dink ek. Nee, Of nee, was dit die eerste keer? nee, dit was die tweede jaar, jy's Ja, reg. was die tweede jaar. En Joburg Super Kings, op Wanderers, jy kry 2 kaartjies. So. Ek is soos, yes, toe word ek betaal om cricket te gaan kyk. Toe's dit actually my heel eerste keer in my lewe wat ek 'n professionele cricketwedstryd kyk. Ek vrek oor die Proteas, al daai goed. En toe vat ek vir Quinnie saam en ek en Quinnie het 'n reël gehad. As ons op die TV moet ons drinks down. Ons is 2 keer op die TV, maar in die agtergrond van 'n tannie met 'n sign. Maar ons het die saak baie ernstig vat. Ja. Ons het daar gaan sit in ons Springbok treie. Ja. En ek weet nie Wanderers, wat se golfbaan is daar? Dit is die Wanderers golfbaan Dis ook, die ja. Wanderers golfbaan. Parkering was daar uitgelê en ek stryd met die sekuriteit wag oor die perd. Ek moet nou gras nat maak. Anders en ek staan en jy het tog 'n video van dit gehad. Ek het 'n video gemaak, ek En, sal dit post, ja. Staan toe daar, wara, hier's 'n tannie wat toe baie graag huis toe wil gaan agter my. Toe sit sy die lig aan. Terwyl hy staan in piepie. Terwyl ek alles in my hand het en waar my familie juwele vashou. Yes, so ek het so, maar toe ek daarom so ek meen ja, dit was daarom het die Joburg Super Kings wen. Die moment was so snaaks want ek neem jou af want ons is nou obviously dit is ons 'n paar biere in. Yes, so. En die hele dag was net vir my snaaks. Ja, ons het die hele tyd geskree what a night en die mense het die hele tyd vir ons gekyk. En toe ons nou amper by die kar is, toe moet jy nou badkamer maar dit het nou weer gebeur toe ons die Proteas gaan kyk het. Ja, Toe cricket is nie goed vir jou Of nie. Supersport se rugbyklub, ek het 'n gat in daai toilet gemaak. Yes, Jom, ek weet nie wat aangaan nie. Ja. Maar ek wil nie mis nie, Jom. Dit is Ja. as jy rugby saam met my kyk, ek wil nie mis nie. Jy knyp hier Ek sal wag. my blaas toe weld om die game klaar te kyk. Hoorie my vriend, kom ons chat bietjie oor by die begin vir Dian. Ja. Waar het jy groot geword? Jom, is eintlik die mekaar storie. Ek is gebore in Middelburg in Mpumalanga. Wat? Ja. Ek het ook daar gebly. lekker. Ja. Genuine, Jom, wat se hoërskool was jy? Kanonkop hoërskool. Kanonkop hoërskool is waar al die rokers was. Ja, wel, ek het dit gemis. Maar wat was dit dat jy julle rooi pullovers gehad? Ja. Julle seker rooi grys broekies. Rooi, grys en wit was ons Ek klere. onthou Ja. dit. Maar ek was nie hoërskool daar gewees nie. Ek's gebore 99 daarso en toe so graad 6, graad 7 toe trek ons Alice Ras toe trek ons plaas toe. So Ja. ek sê vir almal ek het groot geword in Alice Ras want dit is maar eintlik waar my herinneringe wat ek kan onthou ek van Alice Ras. Die vormingsjare en daai goed. Ja, onthou ek van Alice Ras af. So ek meen as jy graad 6 is jy 12, Jom. Dit is
Ek het nog net visers se chow en so. Dit was dit. Ja, ek sê vir mense ek kom van Ellisras af. Okay, so lekker Bosveld ouetjie. Limpopo bloed. So kom jy so lief is vir Ja, Bosveld ek het groot geword met dit, chom. Dit is genuine, dit was dit was my storie geweest. En sport gedoen? Sport het ek het eintlik sport kwaai gedoen saam met die chommies. Ja. Ek het toe ek nou Pretoria toe trek, toe sien ek eers maar sport is heeltemal 'n ander ballgame hier. Ja. Want op plaaslike skole dan Nou doen almal pun intended, alles. ja. Ek verstaan wat ek jou sê, almal doen alles. Ek het cricket gespeel. Ek was groot met die cricket. Ek het cricket baie ernstig gevat. Ek het van graad 9 af vir die eerste cricketspan gespeel. En toe ek het rugby gespeel. Ek het altyd tweedes gespeel, dan bench ek vir die eerstes en dan speel ek vir die eerstes. Atletiek, dit lyk nie nou so nie. Ja. Maar my ma het my gedrul, ek moet lang afstande hardloop. So jy het ek gegou? het kwaai lang afstande gehardloop. Wat, 5 kilos, 10 kilos? Ek het altyd die 1005 gehardloop Wow. en so af en toe die 3000 en landloop het ek gehardloop. Jo. So ja, dit was my game geweest, dit was my storie geweest. Toe trek ek Pretoria toe. Daai jaar het Ellisras nog geen McDonald's gehad nie. So toe ontdek ek McDonald's chom en Burger King en toe voel ek almal kom vir die kuierplekke en die res ek het gekom vir McDonald's chom. En jy het nie terughou nie. Nee, glad nie. So dit is eintlik 'n probleem. Maar dis ook bad, nee, want almal vergelyk my nou. Jy's 'n ou kom en nou die dag jy's so 'n paar agter en sulke whatever. Ja. Sê hallo, help my radikaal, maar hulle vergelyk my toe ek 17 was. Yes, ek lyk nie goed nie. Exactly. Maar ek was 17 daai tyd gewees. Ja. So, En dit lei eintlik nogal nice in my volgende vraag in, want jou eerste social media posts wat ek kan onthou. ja. Was jy 'n jong maar Ja, ek het seentjie nog so 'n gewees? lang kuif gehad. My metabolisme was vinniger as ek. So Ja. ja, dit was maar nee, maar dis presies wat ek sê. Ja, Ja. Ek meen jy's aktief as jy jonk is en jy doen jou dinge, want toe dit was eintlik baie snaaks hoe dit geskop het. My eerste video's wat ek gemaak het, dit was glad nie beplan nie. Dit was nooit beplan. Eintlik ek dink jy kan enige sosiale media jy kry ouens wat radikaal diep in dit is. Ja. Maar soos ek's baie impulsief, jy verstaan, dit is Ja. as jy gaan nie wegry. Ek gaan nie uit my huis uit ry net om 'n video te gaan maak nie. Ek vind myself in die oomblik. Ja. En dit was alles impulsiewe goed gewees. En ja, chom, dit was hoe alles, ek het nou heeltemal vergeet wat ek wou sê. Nee, maar Ek het nou heeltemal jy lei eintlik mooi in wat ek wou vra, want daar's 'n klomp goeters wat ek oor by chat van die hele begin van Check It Kwagga, maar ek dink die een vraag wat ek het jou een keer gevra en ek dink baie mense wil dit weet. So ek dink sê dit nou maar, waar Check It Kwagga naam, hoe dit begin? Yes, chom, ek lieg altyd vir mense hoe dit begin het. Okay, maar jy moet hier die waarheid. Ja, hier moet ek die waarheid vertel. Maar as jy ook onthou, ek sal verstaan ek is jy wat my nou ken. Ek sal om te dink ek is 'n diep ou ook, jy verstaan, mischievous en sulke goed en maar vroeër jare toe ek begin het, toe ek nou nog jonk was, voor ek getroud was en alles, was ek eerstens ek was baie ver van die Here af en tweedens ek het nie ge-worry hoe mense my sien nie. Ja. Ek het nie ge-worry oor my image nie. Ek het vir my dit gegaan, dis snaaks in die oomblik en dit was die tipe mense met wie ek uitgehang het. Ja. So ek het kwaai gevloek in my goed en al daai goed. Ja. En so dis die hele Check It Kwagga storie. Check It Kwagga, die naam kom vanaf. Ek kry so skam. Ek het like Kwagga, Ja. maar die Check It was dis dik kom en so Ja. ek en Bloukaas groot hulle was dit ook vir my gesê altyd. Jy skree nie so skam oor jou naam nie. Ek meen Jan Bloukaas sê hy vir my dan sukses, yes. Maar wat gebeur het, hoe dit gebeur het is obviously ons kom van die plaas af. Ek en my oorlede broer het in my ma se Fortuner gery en die storie, dis nou die storie, die opmaak storie wat ek vertel, die skoon storie. Ja. Ons het gery en ons het 'n zebra gesien en ek het altyd op my video's en my captions gesê, check die volgende video uit, check dit uit en ek het dit snaaks gespel. Ek het nie geweet hoe om dit te spel daai. So check die volgende video uit. En toe die storie wat ek vertel vir mense is, toe sien ons 'n zebra wat sy bek skeef trek Ja. en my broer sê toe check hierdie Kwagga. En toe is alles fyn. Skus. Ja, nee, Ja. ja, gaan maar. Okay, ek gaan net aangaan. Ja. Toe sê hy vir my check hierdie Kwagga. En Ja. toe van daar af, toe dis wat ek vir mense vertel, toe kyk ek en hy nou vir mekaar te kry ons hierdie bright idee. Hey, kom ons maak 'n check It Kwagga. Kwagga. Maar die eintlike storie is, daar was 'n kuierplek en alles was gewees met die naam Elephant Bull Sportsbar. Ja. Ons het eendag lekker mielies gegooi daar binne. En almal het die hele tyd vir my geskree, check it, maar omdat ek letterlik elke caption het begin met check die video. Skree hulle check it en chom, ek weet nie as jy jonk is en jy het pelle, ons wil altyd alles afneem. As daar 'n fight op die skool uitbreek, is daar altyd 'n video daarvan. En die volgende oggend se video's was dit net
ek weet nie hoe ek al opgekom het nie, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, dit was net check it Kwagga die hele tyd. Hey, Kwagga. My bynaam op skool was nie Kwagga gewees nie. So jy weet en ek eintlik sê vir mense, weet jy, my bynaam was Kwagga gewees. Ek weet nie hoe nie, so en dit het net gestiek en dit het geland en ja, nou sit ek met dit. So, Wel, ek stel myself altyd voor as Dion, ek wil wegbeweeg. Ja. Maar ja. Maar ek dink nie jy gaan maklik wegkom van die check it Ek's fyn met die Kwagga, so, maar as vir my wat nou, jy weet my eie company het en seker goed, as ek in 'n meeting gaan sit met 'n CEO, dis 'n ou oom en hy traai check it Kwagga sê. Ja. Jy verstaan as dit is jy Nee, ek hoor jou. Ek kan verstaan dat as 'n ou begin mature en bietjie meer in corporate in beweeg dan is die check it Kwagga dalk nie so cool nie. Ja, dis nou ding wat gelink is aan my vanaf my kinderdae af, verstaan. So, maar ek love it. Ek like die mense. Dis my storie, dis my storie. En kan jy onthou wanneer het jy jou daar's twee goed wat ek nou wil vra wat amper dieselfde gaan op intime met mekaar. Het jy jou Instagram profiel begin as check it Kwagga of het jy dit gaan verander? Ons het dit begin as Dian, my persoonlike account is dianp2.dp of so ietsie. Ja. Alles as jy afscroll, as jy soos genuine afscroll, ek wil dit eintlik gaan afhaal, maar dis most moeite. Ja, is baie. Maar dis dis letterlik die eerste klips. Toe maak ons ek het altyd op baie page, jy weet, foto's van my gepost en dit was my social media page. Ja. As ek gebraai het ek en toe begin mense comment en DM stuur. Die mense was daai tyd baie vrygewig geweest. Jy weet, hulle was baie vol raad en mense was solidly ek het video's gekry van skole af toe ek nog matriek was. Dan het die hele graadgroep nou 'n check it Kwagga bord gemaak en sulke goed. Maar toe stel mense nou voor, weet jy, hoekom maak jy nie jou check it Kwagga page wat net die video's is en dan hou jy jou persoonlike page. So dit ons nou dit was ek dink ek het 13,000 followers op my persoonlike account, maar ek het 3 jaar terug gepost daar dink ek. So toe kom die hele Kwagga ding en Kwagga is nou op my page. Dis nou my blad. So. En dan die ding wat ek nou wil vra wat in dit intaai is, maar nou verstaan ek hoe dit ontstaan het. Dis hoekom ek daai vraag gevra het is, kan jy onthou was daar een video of moment waar jy besef het, wow, mense kyk actually en hulle like it? Ja, ek onthou nou nog die heel eerste keer dat iemand foto's saam met my geneem het. Baie snaakse storie, dis eintlik social media is hoe ek my vrou ook ontmoet het. So ek het eintlik presies waar ek in my lewe vandag is as gevolg van social media. So ek onthou my oomblik wat ek gevoel het, yes, okay, ek is een van die katte. Mense sien jou. Die mense sien my nou. Ek onthou ek was op Malgate strand. Ek het vakansie gaan hou saam met Nike, saam met Male en almal en toe daai ouetjie my vasgesteek en 'n foto gevra. En op Malgate strand. Ek sal dit nooit vergeet nie. Maar ja, ek dink daar's key moments. Maar een van daar's 2 video's dat mense baie quote as hulle my sien. Is die kyk al die duwe video wat ek in my oom hulle se hoenderhokke gemaak het. Dus ek kyk al die duwe. Toe ek nog draadjies en alles gehad. En onlangs een is eintlik so 2-3 jaar terug dink ek het dit gemaak is die Hermon video, die seekoe. Almal dink ek het met dit opgekom, maar ek meen dis in Leon Schuster se Heerkams Oomtaak Casper de Vries se karakter wat ek nou gemaak het. So daar's baie ouens wat jy sal kry wat video's. Ek het nou ook al gekry in die 9 jaar, dan kom iemand aan my toe en sê, ek het daai video wat jy gemaak het gelove. Dan kan ek nie onthou wat se video dit is. Jy weer gaan kyk of ietsie. As ek sê partykeer vang ek myself en scroll ek deur my eie goed en dan grill ek, as ek sê. Dis eintlik 'n goeie ding wat jy nou opbring. Is dit belangrik vir jou om bietjie terug te gaan en na jou ou goed te kyk om te veral om jou social media page te laat, jy weet, bly relevant bly? Ja, ek dink die relevant bly is moeilik. As jy kyk na die relevant, ek meen daar's baie toekennings en sulke goed nou onlangs vir sosiale media ouens, maar jy weet dan ek word nie in daai bad geplaas nie. Ek word nie in daai den geplaas nie. Maar vir my, ek dink om relevant te bly, baie van my video's wat ek maak is as jy Bokke die World Cup speel. Jy verstaan ek daai video's van my wat baie goed gedoen het. Ek het was die laaste World Cup wat ons die laaste 3 wedstryde elkeen met 'n punt gewen het. Op my hart, ek dink ek sukkel nou nog. Ek kan onthou dit baie goed want ek wou juist uitgewys het dat van jou snaakste content wat ek al gesien het was daai elke Springbok supporter na die game. Maar dis presies dit, nee. So ek hou daarvan wat ek gesien het content wat gedoen is.
as dit relevant is. En ek meen ons land, ons wonderlike land waarin ons bly, daar gebeur so baie goed. Jy kry soveel content Jy kry idees. soveel goed en ek meen my persoonlikheid wat ek ook het is ek verwerk enige iets. Ek meen as jy seer of wat ook al, ek verwerk dinge met humor. Vir my as jy nie die humor in iets sien nie dan is die lewe eintlik maar moeilik vir jou. Yes. En dis presies dit, Joms. So. En ek love hoe jy antwoord want weer eens gaan dit in my volgende vraag in. Hoe het jy agtergekom jy kry dit reg om mense te laat lag want 'n mens kan probeer snaaks wees of jy is snaaks. Ja. En ek gaan dit net maar vra soos wat dit is. Probeer jy partykeer snaaks en voel jy dit kom nie so lekker oor nie of want ek dink jy is naturally net snaaks. Want in van ons gesprekke is jou antwoorde so vinnig en witty en dis vrek snaaks. Jom, ek sê vir jou baie mense dink my vrou is so styf as ons by partykeer by 'n braai gaan sit of iets. Maar dan vertel ek 'n joke en lag almal en dan snytjie so en dan vra hulle haar na die tyd, hoekom lag jy nie? Dan sê dit is al die 100ste keer dat ek hierdie grapie hoor. So vir my, Jom is eintlik snaaks toe ek jonk was. Ek het groot drama gedoen in laerskool. Ja. Kwaai drama gedoen. Mense wil my nie glo nie, ek het SA's boek gelees. Ek het genuine, dit was 'n genuine kompetisie, nee, dit was so snaaks. My ma het my gestuur om gediggies te doen en ek het 'n revue gedoen en ek sal nooit vergeet in laerskool kan Hondkop was daar een van die aande se revue was die storie van The Wizard of Oz. Ek was The Wizard of Oz, nee. So gediggies wat jy al 4 bladsye dan staan jy met die bordkryt in jou hande dat as jy in jou broek vat dan fire jy wat ook al. Ja. Ek kon toe ek jong was. My ma se my nooit gestuur het in die petrolpomp in om 'n brood te koop nie, want as die vroutjie agter die toonbank vir my vra 'n plastiek sakkie, kon ek hom nie antwoord nie. En dis hoe skaam ek was. Dis genuine hoe skaam ek was. En nou met wat nou gebeur, ek dink op die einde van die dag, toe besef ek, weet jy, maar as ek chat, vir my is dis vir my die lekkerste blessing om iemand te kan maak lag. Ja. Ek meen, die lewe is klaar so swaar. As jy gaan kyk op Facebook, Jom, ek sal gereeld comment terug na mense toe, hoor jy, sien bietjie die humor in die ding, jy weet lag. Want mense sê met my beklink, dis nie snaaks nie. Ja. Maar vir my gaan dit oor ek love dit om mense te maak lag. Ek het nooit besef ek is 'n snaakse ou nie. Ek sal nie terugsit en dink, hoor jy, Deon, jy's baie snaaks. Jy verstaan, dit ek dink nie so soos jy verstaan, maar vir my gaan dit oor ek sien humor in iets. Dit is maar dis alles maar ek's 'n prentjie mens op die einde van die dag. So ek sien dis moeilik om dit te verduidelik. Maar ek verstaan presies wat jy bedoel. Vir my is dit ook baie maklik om partykeer in even serious situations die humor raak te sien. Ek is vrou in 'n baie ernstige ding sal ek begin giggel. Ek weet nie hoekom nie. Ek is daai ou in die klas wat hom wou doodlag. Ja. Dit is daar donker humor ou. Ja. En sê gou vir my nog 'n ding, jy het so vinnig aan dit geraak. Kry jy baie online kritiek of bad comments en hoe hanteer jy dit? Ja, so in die begin het ek kwaai gesukkel. Ek het genuine. Ek dink as iemand jou sleg sê en jy vat dit raak jou nie, dan is jy nie mens op die einde van die dag. So, dit is as dit konstant gebeur op die einde van die dag, ek het geleer ek wou altyd almal please. Almal moes altyd van my gehou het, jy verstaan? Almal moes altyd van my gehou het. En ek moes ook dit moes om my gedraai het. Jy verstaan wat ek jou sê? Soos die lig moes op my gewees het en ek wou altyd gekies word vir die span. Ja. En Jom, as ek jou sê Facebook vir my, daar was 'n kwessie van 4 jaar dat ek niks op Facebook geplaas het nie. Ja. As gevolg van jy weet die mense worry glad nie. Jy kry 'n ou vir 'n joke en Jom, ek was al kwaai sleg gesê in my lewe. Ja. En ek was al kwaai aangevat oor hoe ek lyk en wat ek doen en sulke goed in daai lyn, maar waar ou net kan verbyskrol, maar ek dink almal is op die einde van die dag skuldig van dit, want ek sien selfs partykeer, ek wil nou nie maak asof ek die onskuldige ou is nie, maar ek sien partykeer goed op social media en dan dink ek dit, dan dink ek soos jy. Ja. Maar dan kry jy nou mense wat die tyd sal vat om te kom en sê, ek was al kwaai aangevat en ek dink op die einde van die dag vir my wat ek in my lewe het is as gevolg van wie ek is. Ja. En daai ou wat sleg praat van my baat nie by tot my lewe nie. Ek gaan nie nou my bakkie se tank gaan nie nou volgemaak word omdat hy my sleg sê nie. Exactly. Jy verstaan. So my vrou het my kwaai gehelp met dit. Ek dink jy weet enige sterk man, daai sê ding enige sterk man staan na 'n sterker vrou langs aan hom, nie agter hom nie, langs aan hom. Ja. En
En my vrou is baie, sy sal my sê, hoor jy gaan hol net hierdie af, of dan sal ek terug, dan sê sy by die werk wees, dan sal ek terugkom en dan bel sy my, aan ons huis werk dit nie so nie. Ja. So, ek is baie, die laaste ruk is ek baie erg oor wat ek uitsit, Ja. ek verstaan, so ek traai uitkyk na mense, maar langs die kort, nie almal gaan van jou nie, as jy so 'n mindset aan jou het, gaan die lewe vir jou chow, my pel, hy gaan vir jou raap. Ja. En ek dink jy omdat as 'n ou of as iemand daar buite of is nou soos 'n social media, ek wil nou nie die woord influencer gebruik nie, maar 'n social media content creator wat content uitsit wat vir hulle snaaks is en wat hulle voel. Ja. As jy dit doen en jy sit jouself op buite, jy gaan mense kry wat Ja, jy gaan wat in plaas van as jy nie daarvan hou nie, skraal net verby. Daar's mense wat regtig stupid is en dan gaan hulle in en hulle doen actually die moeite om negatiewe goed te sê. Maar dit gebeur, Chom, dit gebeur nie net met my nie. Ek dink dit gebeur met my. In die kerk waarin ek is, jy weet in die kerk, likely die laaste ruk in Suid-Afrika as jy nie kwaai hoe mense kerke hamer. Jy verstaan, dit is die oomblik wanneer dit goed gaan, dan is daar chirping. So ek bly weg op my page van politiek af. Ek raak die politiekie. Maar die mense wat my ken weet wat se tipe mense ek is. Ek sal sê ek's 'n lekker ou. Ek dink dat ek baie kry en ek verstaan nie hoekom nie. Dis twee dinge wat ek baie kry as mense my groet. Eerstens ek lyk langer in my video's. Ek het soos Joe Muskies, jy weet, Muskies, daar's niks wat ek daaraan kan doen nie. En die tweede ding is baie mense sal vir my sê, "Jy's kwagga, ek het altyd gedink jy's 'n poepel." Ja. Maar nou dat ek jou ontmoet het, nou jy's actually hierdie mens. Ja. Maar wat ek nie kan verstaan nie, want ek voel nie ek gee af, ek is 'n poepel nie. So ja, dit is Nee, mense maak baie keer hulle preconceptions oor mense wat in die publiek so, ek meen sangers, baie mense dink iemand is dalk 'n nice ou en as hulle hom ontmoet is hy kry hulle hom dalk op 'n slegte dan kry dag. net op 'n sleg. Ek's baie skuldig aan dit, want ek het in die begin ek en jy praat baie daaroor. Ek was in die begin mos kwaai in die vermaaklikheidsindustrie en musiekfeeste MC en toe staan ek toe vat ek 'n step back. Toe ek getrou het, toe voel ek daai lewe is nie vir my nie. Ek's 'n private ou. En ek het baie van die ouens ontmoet en pelle gevorm met baie van die ouens, maar ek meen 'n mens is skuldig daaroor. Ons is maklik om te kyk en te sê hoor hier is ek dink ek verwag hierdie ou is so, dan ontmoet jy hom, dan is hy heeltemal teenoorgestel. Ja. Dit was vir my 'n groot shock geweest. Helfte van die sangers se name is nie actually hulle name nie, ou. Dis ek het soos jy lieg, ou. Hy is Bobby van Jaarsveld, jy lieg. Ja. So, jy leer baie goed en dan skok dit dit was jou. funny geweest. En imagine gou jy en jou vroutjie is nou by die huis en jy weet Sondagmiddag en lekker chill en sy stuur jou winkel toe om 'n brood te gaan koop, maar jy's lekker moeg en jy weet en jy mission gou winkel toe en dan kry iemand jou in die winkel, jy's nie lus vir en dan hey chom, hoe gaan dit? Hy vang jou op 'n slegte tyd. Dis baie dit is hy vang jou op 'n slegte tyd en ek meen mense ook op so ek het stories wat dit met my gebeur, diep donker stories chom. Mense besef nie ook eers hierdie ou is 'n mens nie. Soos ou daar al soveel goed met wat mense so iets met my doen, dan dink hulle nou ja, dit is ek weet dit en ek voel ek sal altyd as ek mense ontmoet sal ek sê jy weet ek besef ek het 'n naam al buite ek besef ons mense wat my ken en ek besef ons mense wat gaan kom groet maar ek voel nie ek's bekend nie chom. Dis nou al 9 jaar in die game man. As iemand my stop vir 'n foto dan skrik ek as ek sê hoekom. Dis why jy verstaan. So vir my is dit net lekker. Ek like dit om mense te maak lag. Ek wil die hele wêreld maak lag. Ek wil aangaan. Dis vir my die mooiste ding is 'n ou vir my lag. Ek geniet dit, John. Dit is definitief baie cool. Gou twee vragies. Eerstens, wat is jou favourite gedeelte behalwe nou die feit dat jy betaal word partykeer vir dit? Wat is jou favourite gedeelte van die hele Chicken Kwagga loopbaan sover? Wat is jou favourite deel daarvan? My favourite gedeelte daarvan. Dis 'n baie diep vraag, John. Ek dink verseker vir my favourite gedeelte daarvan is die storie hoe ek my vrou ontmoet het. Ek dink dit is so uit alles uit dink ek vir alles om voor dankbaar te wees. Kyk, my hele loopbaan is dit. Ja. En maar ek dink ek meen as jy werk doen, jy pak 'n taak aan, jy werk en dan gaan die projek dood. Pak jy die volgende ding. Uit alles uit wat ek al gekry het van Chicken Kwagga af. Dis my vrou die enigste wat steek. Vertel ons 'n bietjie hoe jy ontmoet. So dis baie snaaks hom. Dis ook so van die Here af. 100% so. Dit was nog 'n my rowwe era gewees. En matriekvakansie jong. Ek dink ek het 10,000 followers gehad. En ek share op my Instagram story, "Hey kerels, ek gaan Kleinkariaat toe. Ek gaan studentenjob toe. I'm going there." Ja. Job man, ek slide die girl in my DM's in
maar haar account was private geweest. En ek was my smaak in die lewe was altyd. My vrou sê, sy sê 100% sê. Blaas velletjie donker koppie groen oogies. Dit was my gif, nee. Ja. Ek het altyd gedink dis so cliché vir ouens wat met 'n blonde kop blou oë. Dit is so cliché. Ja. Chommy, slide die girl in my DM's in en my account's private, maar al wat jy sien op die profile pic is blou oë. En ek dink, "Hou, hier gaan ons." Dis nou die storie. Slide in my DM's in en sy sê toe vir my, "Hoorie, sien jy my klein curry wat gaan so lekker wees." Net dit. Ja. Net dit. Ek het nou nog die eerste boodskap, die eerste WhatsApp, die eerste DM, alles op my foon. Nice. En ek kan nie onthou wat ek stuur toe vir haar my nommer. En ek sê toe vir haar, as jy my sien, WhatsApp my. Baie kokkie, nee, as jy my sien, WhatsApp my. Sy sê toe vir my, nee, hier's my nommer. Nee, obviously, ons is trots, whatever, bloedieke kop. Ek gaan nie met jou chat nie. Sê nie my nommer soek, ek gaan nie met jou chat nie. Ja. En toe die eerste aand, toe bloedieke kop, ek dink was 2 weke, ek kry 'n WhatsApp. Hey, goed jy, toe sit nou Nike. En ons het lank gechat op die foon. WhatsApp, want ek meen ek het in alles ras gebly en sy het in Pretoria gebly. Ja. En toe ontmoet ons mekaar nou by Klein Kariba, maar die eerste aand ek het haar heeltemal misgekeier. Want toe ek haar oprok, toe sien ek al hierdie fris ouens sonder hemde en wat en hierdie gultjie van die stad af met die blou oë, die mooi vrou. Toe besef toe slat die idee my, ek gaan verlief raak op my matriekvakansie. En dan na dit dan sy net hartbreek en ek wil nie dit, ek wil dis nou my skoolloopbaan, ek wil nou die verstaan ek wil dit nou celebrate op my termes. Ja. Eerste aand sy bel my non-stop, maar ek antwoord niks. Die volgende dag staan ek agter op 'n pelse bakkie en ons ry en ek sien haar toe. En ek skree vir, "Jy, lekker jy." Nou wit warm, chom, kwaai warm. Jo. En daai tyd is ek lankal nie meer skaam hou nie, chom. Ek het net by mond geval nie. En toe sy so voor my staan, toe ek wou hallo sê, ek is so toe gryp sy my, toe soen sy my. Net al, dit was ons eerste woord in persoon, was met die lip. Nike, Jom, Nike Dempers, Jom. Ek kan dit nie glo Jom, nie. soen sy my, en ek, kon dit nie glo nie, draai sy omloop sy weg. My eerste woorde vir haar in persoon was, ek het vir gesê, ek gaan met jou trou. Wow. En toe, soos die Here dit gesoek het, ons het in Berghuis, ek dink 2 nie uitgebly, en hulle het in Berghuis 27 gebly. Reg langs What? Jom. Toe is dit so, en van daar af het ons net nooit weer van mekaar weggegaan nie. Jy het op jou matriekvakansie verlief geraak op jou trouvrou. Presies, dit Dis crazy. So jy weet nie hoe voel 'n single lewe na skool nie. Glad nie. En ek wil ook nie weet nie. Dis baie cool Ek actually. wil glad nie, ek sê vir jou, die persoon wat ek was daai tyd, eers ons kan hierdie vinnige Christelike gesprek maak, maar die persoon wat ek daai tyd was, dit was so, ek het nooit geweet wat ek met my lewe wil doen nie. Ja. Ek was besig om myself te vind in die lewe, toe ontmoet ek net hierdie persoon, Ja. en ja, so het die Here weer in my lewe ingeklim, en ek het weer lief geraak vir die Here, en al daai goed, en hier eindig ook, ek trou hierdie perfekte vrou, Ja. hierdie perfekte vrou, en alles op my matriekvakansie. Ek sal jou aanbeveel, gaan op matriekvakansie. Gaan op 'n matriekvakansie Gaan op matriekvakansie. en wag vir die girl wat jou soen sover sy met jou praat. Tom. Ou statistieke wys, ek dink ietsie soos 85% van die keer, wanneer die vrou die eerste move maak, trou hulle. Ek sweer, crazy. Tom. Ek sweer, maar dit was ja. Nee, maar uit die hele kwagga ding uit. Ek dink dit wat vir my gebring is deur dit is Ja. dit en Annetjie obviously. Wel, ons gaan nie nou Annetjie afskryf. Ons gaan nou oor Annetjie praat. Dan wil ek gou daai selfe vraag omdraai. Wat is jou minste favourite deel van die Check It Kwagga journey? Chom, dit gaan nou bietjie diep raak. Jy kan maar. Ja, dit gaan bietjie diep raak. Ek dink dit sal die seisoen wees toe my boetie oorlede is. Dit sal 100% toe hy is nou hierdie jaar 4 jaar terug oorlede op Vrouedag. Jo. En dit was vir my, daar het ek die slegte kant gesien van sosiale media. Vir my gewoonlik net om die storie te skets. My boetie is oorlede op 'n motorfietsongeluk in Potgietersrus. En ek het dit baie erg gevat. Hy was oorlede op 28. En 'n ding wat ek followers op die einde van die dag as mense jou ken kan goed en sleg wees. Ja. Maar die slegte gedeelte vir my hy's oorlede die 9 Augustus. Die dag daarna toe ken ek hom uit. En dit was ook glad nie mooi nie. En toe staan ek nou groot skoene vol daai aand na ek hom uitgeken het. Ek dink eers om daar's baie emosies wat by ou bly en sulke goed, maar daai aand toe gaan kyk ek op Instagram. Dis nog voor ek uitgekom het en gesê het hy's oorlede. Ja. Maar my broer was radikaal trots op wie ek was en wat ek gedoen het. Hy het dit in die begin
baie saam met my gedoen. Hy was baie in die video's gewees. Hy was saam met my in Snotkop se musiekvideo gewees Ja. en Elvis se seuns in. En toe het al die pelle van Potties af wat geweet het ek is sy boetie. Klaar boodskappe gestuur op Instagram. Ek dink ek het oor die 40 requested DM's gekry Ja. van mense wat sê hoor die Dian, ons is so jammer. Dis Want nie hulle eers weet toe omdat hulle hom ken. omdat hulle hom En ken. hulle weet dis en sy ek weet boetie. Potties is ook 'n klein dorp so Ja. waar hulle die hele highway toegemaak op pad Pietersburg toe vir daai ongeluk. Jo. En die ene wat vir my ek het nie een van daai boodskappe geantwoord nie, maar een wat vir my uitgestaan het, dit was vir my toe was ek ek het amper opgehou met Check It Kwagga. Ek het Jo. amper my page delete. Toe stuur daar 'n gultjie vir my foto's van my boetie wat dood in die pad lê. Ag nee. En dit was 'n bitter pil om te sluk, Jom. Dit Dis was vir my. bad. Ek het in daai seisoen, ek en my vrou was nog nie 'n jaar eers getroud nie. Toe het ek as gevolg van dit radikaal in drank ingeval en Ja. so dit was met die goed en die sleg. Dit was 'n bitter seer geweest. Dit was Ja, yes, dit is baie onsensitief van 'n persoon om so iets te doen. Ja. Sy het vir my gesê soos ek hoor dit het gebeur en ek het al presiese woorde was ek dink jy sal daarvan hou om te sien hoe dit was. So ek meen as jy met die boodskap gaan soek in dit neem ek nou maar aan. Ek weet nie presies hoekom. Is dit nie ook teen die wet om 'n liggaam af te neem? Dis 100% teen die wet. Dit moet 100% Jy teen die mag wet dit doen, wees, ja. Dit is so, maar ek het nou al geleer met humor. Jy verstaan om met humor om met te deel. Jy weet ek kom met in die kerk en jy verstaan ek verstaan dis deel van die lewe. Jy verstaan jy gaan mense verloor langs die pad. Ja. En maar ja, dit was om daai vraag te beantwoord. Dit was as ek dink aan iets donkers is dit. So, daar's obviously baie goed, maar Ja. daai was vir my Daai was die bad deal, ja. ja, dit was bad. En jy het in daai antwoord het jy ek sê dit weer, jy antwoord so mooi want daar's 'n ander vraag wat ek wou As vra. ek die vraag vir die tyd gesien het. Het jy nie nog hierdie iPad in die hande gekry nou nie? Ek wou gevra het, is daar 'n stadium gewees in jou karier waar jy wou ophou? Ja. En ek weet nou jy het gesê jy het amper, Ja. maar my vraag wat saam met dit kom is, maar wat het jou laat aangaan? Jom, ek dink ek het dit baie laat los. Ek het daai seisoen as ons nou dit was die een keer wat ek regtig wou ophou. Ja. Dit was die een keer. Ek dink obviously almal jy kan die suksesvolste besigheidsman wees, maar iewers in jou lewe gaan jy voel ek dis nou 'n bietjie much. Ja. En vir my het dit kwaai gegaan oor die mens wat ek was voor ek getrou het. Ek het klomp studente musiekfeeste ge-MC. Ek meen as jy student, ek het nooit geswat nie, maar as jy student is, jy commit 4 jaar wat jy swat, 4-6 jaar wat jy swat en jy kuier daai tyd om en dan as jy nou in die groot mens lewe inloop dan chill jy nou 'n bietjie. Ek was die hele tyd in dit gewees. Ek moes chom en as jy nie op baie studente se vlak sê gooi hulle my met ys en Ja. dis genuine. So vir my het dit daar was dit vir my bietjie ek het gevoel ek dis nou bietjie taaf. Ja. Maar rakende daai seisoen net om jou vraag te beantwoord wat my aan laat gaan het na alles wat gebeur het. Ek dink ek het baie tyd vir myself gevat. Ek is 'n firm believer jy moet 'n bietjie tyd vat om te rus ook van goed af. Ja. En ek love Desember vakansies, chom. Ek love dit om my foon neer te sit en net te operate op my eie. Maar ja, ek weet nie presies hoe ek weer gekom het rakende hoorie ek moet dit doen nie, maar ek het hierdie genuine ek voel ek het hierdie roeping op my lewe om mense te maak lag en ek's goed daarin. Ja. En niemand gaan my glimlag steel nie. Ja. En my vrou het my regtig uit daai put uit. Dis hoekom ek sê 'n sterk man het 'n baie sterk vrou. Baie van die man wat ek vandag is 100% my vrou. Ja. 100%. En ek meen jy ken Vanetjie. Ja. Haar persoonlikheid sal nie so iets toelaat nie. Ja, Dit definitief. sal nie, sy het my gegun. Ja. Sy het my gelos om myself, jy weet, te operate, maar sy was altyd daar. Sy was altyd daar om te help en ek dink sy is die rede hoekom ek aangehou het. Hoekom ek weer net agter my gesit het en aangegaan het met die lewe. Ja, dis baie cool. Right man, great antwoord by the way. Great insiggewende Kry antwoord. ek die punte. Ja. Ek hoop sy kyk die episode. Ja, jy kry punte by Nike ook. Maar Almal dink ek praat skies. Ek wil net sê soos Chom ek's genuine erg vir my vrou. Jy moet erg wees oor jou vrou. Jy verseker. So ek is as ek voel ek praat baie oor haar, maar ek praat nie genoeg oor haar nie. Ja, so, exactly. Ek is doodverlief, Chom. Ek wil gou by jou hoor. Ek het 'n segment hierso, Check It Kwagga versus Dian. Okay. So ek wil weet, dit gaan baie moeilik wees. wat is die grootste verskil tussen Check It Kwagga en Dian wie jy is? As jy nou die twee personas moet vergelyk, is julle dieselfde mens of is daar 'n verskil? Ek dink ek persoonlik like dit glad nie as iemand voorgee nie. Ja. En ek dink as jy met my tyd spandeer dan dit is ek praat baie van myself as Kwagga in die derde persoon Ja. as ek besigheidsmeetings en sulke goed het, maar dis 100% dieselfde persoon.
Okay. Dis 100%. Ek is nie Batman nie. Ja. Ek wens ek was, maar ek's nie Batman nie. Ja. Maar nee, ek dink dis 100% dieselfde. Al wat change is die naam. Is die naam? Is die naam, dis presies dit. Okay. So as ek die vraag miskien restructure en ek sê so wie's kwagga by die huis wanneer die kameras nie rol nie en die ligte nie aan is nie en mense sien jou nie en jy's net lekker by die huis. Ja. Wie's nee, jy? Nee, dan is ek Chom, dis moeilik, dis dieselfde ding. Dis ja. genuine. My vrou sy sal die vraag eintlik baie beter kan antwoord, maar Ja. ek voel ek is dieselfde mens, Chom. Ek is baie privaat. Ja. Ek genuine, ek dink Dion is baie privaat, maar Kwagga is all out there en 'n lekker Ja. ou, maar Altyd reg vir 'n lekker tyd. maar ek is altyd oop vir 'n joke, Chom. Dis letterlik die ou wie ek is dis wie ek is. Wel, ek dink jy het 'n gawe om mense genuine lekker te laat lag. Ou. Ek kan nie verstaan hoe gee voor dit, Chom. Ek het al probeer. Ek ken 100% met jou eerlik Ja. is. Ek het al probeer fake it till you make it. Mense kan nie geld wegsteek nie. Hoe? Kan nie geld wegsteek nie. Daar hoor julle dit uit Ek die het die kwagga. geld nie, ek het die Uit die ek het kwagga se die- ja, bek uit. ek het 'n mooi vrou en dis dit, Chom. En almal dink altyd dis of ek snaaks of ek's ryk. Maar met 'n mooi vrou het jy nie geld nodig nie, want dan jy het alles wat jy Ek wil het hê. al Chom met jou Monopoly in die lewe gespeel. Bietjie Hy geldjies is op is Clifton is nie goedkoop nie. maar 'n bietjie geldjies in die bank is lekker, né? Ja, nee, Ja, dit is lekker. dis Wat is die grootste ding wat mense misverstaan van Dion? Jo, Chom. Sorry. Daai is baie diep. Jy moet my hierdie goed 'n maand terug ge-WhatsApp het. Sorry. Want ek bietjie ge-ChatGPT. Wat is die grootste ding wat hulle misverstaan van my af? Ek probeer nie eers Chom, vir my gaan dit oor grootste ding wat mense van my af misverstaan is ek is nie ek weet nie. Quentin het my nou heeltemal omkant gee. Jaarlik. Wag, hoe gaan ek daai vraag antwoord? Wat is die grootste ding wat mense misverstaan van Dion af? Ja, 'n misconception wat mense het van jou. Ek probeer nie inpas in die lewe nie. Ek probeer nie voorgee en sulke goed. Ek dink op die einde van die dag baie keer as mense vir my gesê jy's 'n influencer, en so ek sê ek verstaan wat 'n influencer se werk is en ek verstaan wat 'n influencer se ding is, maar ek voel nie jy weet as ek die woord influencer hoor dan dink ek dis nou iemand wat hulle kos afneem en check hoe wit is my toast getuin en ek is nie daai ou nie. Ek sê toevallig ek dink mense verwag dit van my af as hulle my ontmoet. Ja. Ek is 'n influencer, maar ek sê altyd vir almal, ek is 'n lekker ou wat toevallig nou net baie followers het. Ek's 'n mens, ek's 'n normale mens en ek wil ook deur die lewe kom en 'n gesin begin en Ja. ek wil as byvoorbeeld jy kan eintlik dieselfde asem vat waarvoor wil jy eendag onthou word. Ja, Jy exactly. verstaan. En ek wil nie onthou word oor die followers, oor die likes of daar's ander Suid-Afrikaners wat baie bekender is as ek, wat baie meer likes, baie meer views as ek kry. Ek wil onthou word vir ek was lief vir my vrou en ek's lief vir die Here. Dis ek wil net as dit my storie is. Ek is 'n ou op wie jy kan staat maak en ek is 'n ou wat 'n storie of twee het om te vertel en lekker lag. Dit is En die derde ding wat ons kan bysit is en hy het my altyd lekker laat lag. ja, presies dit. Ja. Ek laaitjie raak Ja. by die cricket storie. Exactly, ja, die raak met die cricket, ja. So ja, dit is as ons die vraag kan change. Ek wil regtig nie onthou word vir dit nie, vir social media nie. Nee, verseker nie. Ek dink social media gaan lank na ons, jy weet ook nie meer jy verstaan hoe groter is. Dit het net die ding is dit die hele Chicket Kwagga platform het maar half jou vehikel geword Ja. om mense het jou so leer ken. Op die einde van die en dis dag, cool, dis hè. letterlik jou vorige vraag was dis letterlik dis wie ek is. Dit is 100% wie ek is. Ja. Dit is ek is as jy gaan sit en braai saam met jou oupa of saam met jou pa, hy gaan 'n joke maak oor wat in Suid-Afrika aangaan. en jy Jy hoor die grappies, chom. Ja. Jy en ek is nou nie die ou wat dit nou afneem en plaas op sosiale media. Jy verstaan wat ek sê. So Okay, hier's 'n bietjie dieper vraag. vra my 'n diep vraag. Ek love dit as ons diep chat. Wat is iets wat jy vandag baie dankbaar vir is wat jy vroeër in jou lewe for granted gevat het? My metabolisme. Ja. My metabolisme. Ietsie wat ek vir granted gevat het is chom, ek sal sê dit gaan nou baie wat se woord baie diep klink, maar tyd. Ek dink tyd op die einde van die dag, ek mis die tyd saam met my broer, ek mis die tye toe ek jonk was in my ouma se huis. Ek mis die tyd toe ek klein was op my tannie se plaas in die Vrystaat. Ja. Ek dink waarvoor ek vandag, ek is nou die persoon wie ek nou is. As ek so in die spur in the moment tipe persoon nie. Want as ek op 'n date gaan met my vrou, is ek teenwoordig daar. Ek sit my foon
ek wil nooit hierdie tyd laat verbygaan. Ja. En vanaf ek in my huwelik in is, ek dink 'n huwelik is om in vandag se tyd, ek het baie geleer van wie ek is in my huwelik. Ja. Omdat mense, ek dink is so maklik om vandag tyd weg te gooi en op te gee. Ja. Maar vir my gaan dit oor, ek wil nie daai ou wees wat met jou staan en gesels. Onthou jy 5 jaar terug toe ons cricket gesit het, wanneer gekyk ons die volgende keer cricket? Ja, ons moet aanhou cricket sê. Ja. Ek's daai ou. So ek dink 'n ding wat ek baie is tyd. Ja. Dit is, ek wou net deur hoërskool kom, ek wou net deur die lewe kom. Ja. En nou as ek 26, baie naby aan 30, ek weet jy is nie jou titties, ek's baie naby aan 30. Dankie. Maar, Dankie dat jy dink ek's my 30s. Jy sê jou 40s. Ek is al 40. Jy lyk baie goed. Dankie. Ek doen nie. Ja, Maar ja, chom, ek dink dis 'n diep antwoord vir my. Ja, Jy dis 'n mooi vang my antwoord. nou op die spot, ek gaan regtig genuine ding terug huis toe as ek bestuur. Nee, maar dis 'n mooi antwoord Maar want ja, want ek, tyd is 'n baie ding want almal dink jy het tyd, maar nee. Jou tyd wag presies vir dit. niemand. Ek het nou al twee kante gesien. My klein broer, hy swat nou Ja. en my skoonsussie hulle het nou hulle eerste kleintjie in die wêreld verwelkom. Ja. En ek het in daai seisoen toe Boetie gebore is, my peetkind. Ja. Hy ek se peet. Uitsa. I'm a godfather. Peet Chom, papa dis die kwagga. snorretjie, die geweer is in die kar. Ja. Maar Okay. ja, nee, maar daai het ek gesien, daai tyd vir my ook 'n rol gespeel. Ja. Is my ma het my letterlik gebel terwyl ek in die hospitaal is om lewe te verwelkom, het my ma my gebel in trane want dis nou die laaste kind wat uit die huis uit is. So ek kon twee van hulle die omgewing waar ek was almal happy want hier's nou 'n nuwe lewe. Ja. En my ma was hoor hier's iemand op pad uit die huis uit. So, tyd is genuine 'n groot ding. Kom, het jy genoeg tyd om jou lewe reg te maak? Het jy genoeg tyd om gelukkig te wees? Ja. Alles is tyd, chom. Ja. Dit is genuine, daar's 'n country song, die song se naam is Till You Can't, waar hy sê if you got a chance, take it while you've got the chance. Want jy sê altyd nee, ons moet gaan cricket kyk. Ons moet. Nee, kom ons gaan doen dit net. Ja. Nee, ons gaan eendag braai nie. Kom ons braai. Ja, nee, ek is Kom 'n ons solid doen ou, dit. hoorie. As Ja. ek vir jou sê hoorie ons moet braai, verwag ek volgende 2-3 weke. Ek verwag soos môre aand. Ja, ons bly maar naby aan mekaar, soms. Ja. Maar ek dink ons gaan hierdie Sondag, want Suid-Afrika gaan nou obviously in die Cricket World Cup final wees. En ons gaan hom wen. Nee, ons gaan, want ons gaan nou donderdag gou van Nieu-Seeland pak slag gee. Onthou wat jy gesê het toe ons die West Indies se tweede toets gekyk het. As jy Proteas die World Cup wen, koop jy 'n Protea trui. Ja, ek gaan 'n Protea trui. Jy moet. Beslis. Jy moet. En hoor wat ek jou nou sê, want hierdie episode gaan uitsaai na die Cricket World Cup. So kom ons maak gou die prediction en dan wanneer ons die episode uitsaai kyk ons of ons reg is. Maar ek dink die Proteas gaan wen met 3 paltjies teen India. Teen India. Ek dink ook ons gaan teen India wen, maar ek dink ons gaan hulle dominate. Ek dink ons gaan hulle met soos 50 runs wen of miskien met 9 of 8 paltjies wen. Ek dink ons gaan hulle smash. As ons so ver wen dan eet ons baie chow daai aand. Ons vlieg Durban toe. Ons gaan ek's 'n Durban hoender. Ons gaan kyk as hierdie episode uitsaai, sal ons hier. Nee, ek As call ons it. verloor ons sal kan nie die episode gebruik. Nee, dan kat ek net hierdie stukkie uit. Ja, sy ons gaan. Hoorie my vriend. Ek wil gou hoor, jy het 'n besigheid begin onlangs Check It Films. Ja, chom, hier sit hy. Goed en jy, hy's nou so net bietjie meer as 'n jaar oud. Marketing company. Ja, vertel gou vinnig, wat is Check It Films? Wat bied julle aan? Ja. What's happening there? Check It Films is 'n marketing company. Ons fokus mainly on social media marketing. In die 9 jaar wat ek Kwagga is, het ek gedink marketing op die einde van die dag is ek wat voor 'n kamera staan en gesels en sê, "Hey, hoorie, hierdie is hierdie produk, koop hierdie produk gaan jou lewe change." Dit is glad nie dit nie. Ek het in 9 jaar se tyd besef, hoorie chom, daar's goed soos algorithms en al daai goed. Google Ads en al daai websites en al daai dinge. En Check It Films is begin met die idee daarvan, dis 'n roeping om ek wil wat jy jou sweet en bloed aansit, wil ek vir die wêreld wys. Ja. Ek dink maar in 'n humoristiese manier. My hele mikpunt met bemarking is ek hou daarvan om humoristiese bemarking te doen. Net oor die siening daarvan, ek glo vas as jy saam wil lag oor die joke, moet jy luister om die joke te vang. Ja. En dis hoe ek marketing aanpak. Ek het nie marketing gaan swat nie. My span het. Ons is 'n hele span en hulle almal het bemarking geswat en marketing gedoen vir groot corporate companies en alles en ja, ons het lekker contacts, ons het lekker kliënte. Maar ja, Check It Films vir my, dis ietsie na my hart en dis wat brood op die tafel sit. So dit is Ja, en ek wens jou alle sterkte toe daarvoor, maar jy het ook 'n lekker partner wat ook lekker snaaks is, wat snorre. Ou Callie snorre. Ek lag net so lekker vol. Ja, hy's 'n dik diabetes. 'n Dik diabetes. Hy's nie dik nie, maar hy's diabetes. Hy sê man.
Maar ons is lief vir hom. As 'n diabetes, ons is lief vir hom. Ja, Ruben. Ja, so ja, dis Ticket Films. Ek dink daar's as jy gaan kyk, as jy die fout gaan doen om te Google marketing companies, elke tweede ou het 'n marketing company en elke ou en ek sê nie ek wens hulle almal geluk toe en ek hoop genuine alles werk vir hulle uit. Maar ja, wat ons doen vir my, ek love it. Ek love die kliënte wat ons het. En ek voel die kliënte, ons het groot kliënte en die kliënte wat by ons is, voel ek dit is my persoonlikheid. Ek glo vas as ek saam met jou kan gesels en sulke goed kan ons besigheid saam doen. Dink jy dis 'n geval van hierdie is dalk 'n nie 'n trick question nie, maar ek dink dit kan 'n ou partykeer in 'n moeilike situasie plaas. Dink jy as 'n maatskappy jou nou benader, dink jy hulle wil associate met wie jy is as brand of wil hulle jou kry want hulle wil jy moet met hulle associate want jy sê jy bemark goed op 'n sekere manier wat jy in glo. Ja. So as ek 'n maatskappy het, gaan ek sê ek kies vir Ticket Films want ek like hoe hulle werk en ek wil met hulle associate. Kyk, ons het as jy Ticket Films gebruik, dit is nie Quagga se ekstra. Dit is 100% ekstra. So dis genuine. Ek is nie Ticket Films nie. Ja. Jy verstaan. My besigheid moet aangaan die dag wanneer ek hier is nie. Ja. Dit is nou net die naam wat gekoppel is en sulke goed, maar ja, dit help 'n bietjie. Dis al wat ek sê. My spanne is mense op hulle eie. Ek is nie die hoof ou nie. Ek is nie hoofseun nie. Ja. Maar vir my, ons is baie geseënd om te kan sê okay, hoor, ons wil besigheid saam doen. Ja. Yes, ons glo in God die Vader. Ek kan besigheid saam met jou doen. As ons nie oor dit saam sê nie, skus. Ja. Maar ja, jy verstaan, so ek dink op die einde van die dag vir my is wat ek gesien het ook van besigheid is 'n besigheid kort 'n persoonlikheid. Ja. Jy verstaan. En ek vul daai gap kwaai. Maar in dieselfde asem kan ek nie elke tweede ou aangryp want dan lyk ek sleg. Jy verstaan, maar dan's ek all over the place. Ja. So ek like die limitation, dit is maar op die einde van die dag as iemand my inkry, ek sal like om ek wil nie by 'n plek inloop en kom ons sê ek kry jou om vir my iets te doen. Ek gaan nie vir jou sê hoe om af te neem, dis hoe die kamera werk. Jy doen dit vir 'n lewe. Ja. Jy weet wat ek sê en dis presies hoe ek dit soms sê. Exactly, dis 'n goeie jy antwoord nou eintlik presies wat ek wou hoor want jy as 'n company nou vir jou sê hoor jy moet nou ons studio bemark maar op hierdie manier, nie op jou humor. So en hulle sê vir jou hier dit moet doen. Kom doen jy dit dan nie self nie? Ja, verstaan jy. En betaal my om die post uit te sit. Ja. Verstaan jy, so dis die ding, mense wil jou gebruik want hulle wil hê jy moet doen op jou manier. Ja, so ek is al vir dit. Ek sal nie gewoonlik nie altyd as jy my kry om iets te doen dan vra ek vir jou okay, op wat wil jy fokus? Ja. Wat wil jy daar uitsit? Ja. En dit is nie ek kom in en maak 'n ding en post dit sonder 'n toestemming nie. Ek stuur dit vir jou aan. Natuurlik, dis hoe dit lyk, as jy happy met dit, as jy bly oor die boodskap wat oorgedra word. Ja. Sulke goed. So ja. Ja, nee, dis baie cool. Okay, vinnig 'n paar ander vragies. Dan daar's nog so 2 goedjies wat ek oor aan wil raak. Kom ons chat gou. Dink jy is meer van 'n dromer of meer van 'n doener? Ek dink ek's 'n doener. Jy 'n doener? Ek dink ek's 'n doener. Is dit? Ek is nie 'n ou wat in my bed lê en sê ek sal like om nou 'n rooibok te gaan skiet of iets of ek sal nou like om my vrou eendag op 'n date te vat nie. En verstaan, obviously ek dink ons is 'n mengsel. Ja. Ek kan droom, ek kan nou nogals Amerika toe gaan en 'n rodeo gaan kyk of wat ook al, maar Ja. ek dink ons aspekte raak in dit, maar ek sal voel in die overall statement sal ek sê ek's 'n doener. So as jy 'n idee kry, doen jy iets daaraan om dit te achieve. 100%. Jy droom nie net daarvan nie. Ja, 100%. Maar dan is besigheidseienaar ek moet. Maar dan sê jy 'n dromer en jy's 'n doener. Die rede hoekom ek dit sê is want jy het 'n droom en jy doen iets om dit te achieve. Baie mense het regtig drome maar hulle doen niks aan nie. Hulle fokus net om te survive. Ja. En hulle so jy's basically dan 'n dromer en jy's 'n doener. Dis nou so filosofies. Ja, dis maar waar die podcast gaan. Ja. Wel, as jy wil weet hoe moet hy lyk op jou bout. En doen klink net so lekker. Ja, doener. Hoorie, dan hierdie is my favourite segment van die hele episode. En ek kan nie wag om te hoor wat jou antwoorde is nie. So almal wat kyk het nou al gehoor ons praat van Annetjie aan die begin. Jebo. Julle wonder seker nou oor hoe hierdie ou 2 vrouens, hy praat oor Netjie, maar ons het nog nie een keer oor Annetjie gepraat nie. So Dis nou maak ek kleerlik joke. so Annetjie is Quagga se bakkie. Alright. Sy Hilux bakkie. Ja. Nou hier het ek 'n segment. Bakkie is Hilux. Hier het ek ekskuus, dit is hier het ek 'n segment Netjie versus Annetjie. Jo, chof, dit is groot moeilikheid hou. Ek sê maar net, Ja. jy moet hierdie eerlike antwoord. Alright. Okay.
Vraag 1, wie kort die meeste maintenance, Nike of Annetjie? Nike. Kort Nike die Ja, Nike. sy kort blomme en eetes en so af en toe moet jy 'n drukkie gee en Annetjie Okay, kort net diesel. Jom, Okay. dis dit. Nike. As jy 'n lang roadtrip beplan, wie's eerste gereed, Nike of Annetjie? Ag Annetjie is eers gereed. Sy's dadelik reg. Sy is dadelik reg. Okay. Wie kry die meeste komplimente in die publiek, Nike of Annetjie? Jom, jy gaan my maak moeilikheid kry. Annetjie. Annetjie. 400. Okay. Oor wie se geleide worry jy die meeste, Nike se of Annetjie se? Geleide. Ja. Annetjie 100% ou. Jo! As Annetjie geleide maak, kos dit geld. Ja, dan is dit groot geld, chom. Yes. Dit Okay. is goud werd. Wie is meer fotogenies, Nike of Annetjie? Ja, Nike. Nike. Ek gaan nie eens daaroor klein nie. Nike. Nike. Wie sal jy die graagste saam met jou wil vat op 'n jagtrip? Nike of Annetjie? Dis goed reg hoor. Yes, my vrou is baie lief vir jou. Maar Annetjie. Okay. Laaste ene. Wie is die gevaarlikste wanneer sy kwaad is, Nike of Annetjie? Nee, Nike. 100% ja, ek is baie bang, chom. Ek Annetjie, ek meen as 'n kar, jy kan hom ons uit dit jy kan dit ons uit ry. Ja. Wel. Yes, my vrou is baie lief vir jou, genuine. Ek hoop nie Nike is nou kwaad Dit na laat my hierdie- dink aan daai Big Bang. Het jy al Big Bang gekyk? Big Bang Theory? Ja, Big Bang Theory. Die hele ene. Rage met sy hond. En sy rooi kop girl. Ja. Yes, John, ja, dit yes. Ek hopelik kyk Nike nie hierdie storie tot die einde toe nie. Ja, miskien ek hopelik het sy verveeld geraak en ja, 'n paar vinnige kort vragies voor ons nou rap. Vinnig, sjaf. Okay. Wat is die laaste song wat jy geadd het op jou playlist? Nee, dit is so as jy dit 3 keer in 'n ry sê, gaan die furniture opstyg. Okay. Dis hoe is die internet connection hier? Hierso, dit is Tobias Slaps Shadows. Okay. Dik song, chom. Boem, boem. Is dit? Dik Cool. song. Lekker. Wie was jou heel eerste celebrity crush? Jo, daai is wild. Daai is diep. Christian Visser. Christel Visser. Radical, chom. Okay. Ek het Wat die ek kan onthou, ek obviously as jy klein is, maar Christian Visser, chom 17 shots, het ek hom ons op baie gebly. Ja. Wow. Nike weet. Interesting, okay. Nike weet. Wat is jou favorite emoji wat jy gebruik op WhatsApp? Die vuurtjie. Ek raak die vuurtjie. Die vlammetjie. Ja, dit is so 'n mengelmoes. Ja. Dis so as iemand vir my net 'n thumbs up stuur dan dink ek jy is kwaad. Ja, hy's Ek kort like die af. vlammetjie. Ja, ek like dit. Lekker. Wat is jou go-to comfort food? Yes, chom. Ek sal nou live op die chat lasagna eet, chom. Lasagna. Ek sal mense doodmaak vir lasagna. Ja. Het jy enige hidden talents? Nee. Wel, ek weet, hierdie is ek nou nie 'n talent nie, maar jy love dit om te jag. Kom ons praat gou vinnig is 'n oor jag. talent, hè. Vinnig. Sê talent nie. Ek dink dit is 'n talent. Ek like jag kwaai. Ek skiet net tikas. Al my pelle is om wie ek jag. Ek is baie lief vir hulle. Maar vir my jag is ek like walk and sock. Ek like nie vers skiet nie. Ja, walk and sock cool. So jy weet ook 'n natuurgids was. Ek dink vir die mense wat dit nie weet nie, dit is 'n baie cool ding, jy moet dit vir die mense sê. Ja, walk and stock. Ja, ek like dit want as jy fout maak, is dit op jou. Ja. Dit is 100 en ek meen ek was baie jonk toe ek mense walk geskiet het en ek is baie lief vir dit. Omdat dit is Ja. genuine vir my. Ek's nie 'n see ou nie. Ek like die see, ek het 2 en 'n half jaar op die see gebly. Maar ek sal nou bos toe gaan. Dit is waar ek ontsnap Ja. ons man. So Hoor jy het 'n video gepost nie te lank terug nie waar jy gesê het jy mis jag. Kom jy met die geweer al by, dan wil jy die duif yes, op die ek het buurman. moeilikheid daar gekry ook, ou. Die mense wat my chirp, soos die SPCA. Reg. Waar gaan ek in Montana 'n 3006 sonder 'n silencer skiet op 'n ringnek duif? Ja, Wat gaan oorbly? Jy verstaan. exactly. Maar jy gaan mos nie regtig skiet, hier is 'n grap. Dis 'n dik joke, chom. Ja.
Dis ou, ek is net soos daar 'n dakteel. Iemand komment, almal komment, daar 'n duif en 'n dakteel. En 'n dakteel, ja. So, maar dis goud. Nee, dit is presies wie ek is. Ja. Ek gaan jag nou. Wanneer hierdie episode? Jy sal seker die laaste Woensdag van Maart of ietsie sal hy Ja, ek gaan skiet in April my eerste bergskaap, chom. O, jy het gesê. In die Karoo. Ja. Ek kan nie wag hier, chom. Laaste paar vinnige vragies. As ek wat 'n superpower wil jy graag hê eendag? Yes, ek sou like om te kan vlieg. Ja, dan jy vinnig by die Ja, jagveld. vanaf maar ja. Maar as ek moet kies, Spider-Man, chom. Spider-Man. Maar the Amazing Spider-Man. The Tom Holland Amazing. se net, chom. The Ja. Amazing Spider-Man. As ek nou in jou kar klim en ek sit die radio aan, wat is die laaste song wat jy gespeel het nou? Wat speel nou in jou kar? Wat sou hy nie versong van Taylor Swift? O, ek weet nie. Ophelia. Ek glo my tune, Ophelia. chom. Ek is how hy feels. Ek krul my mallet so, hou jy met my sien. Okay. Wat se celebrity sal jy graag nou wil nooi vir 'n braai? Enige Nou. iemand in die hele wêreld. Nou, ek sal like celebrity gewys soos internasionaal sê. Enige iemand. Chom, nee, ek sal like Suid-Afrikaans. Weet jy, ek sal dit love om tyd te spandeer met oom Frank Opperman. Yesie. Ek sal net 'n legende. How's dit, pa? Ja. Ek, Ja, how's dit, pa? Chom, ek het nou gesien hy's op kyk net en seker goed. Ek het die wêreld se respek vir hom. Ja, Ek great. love hom. Hy's 'n legende. Great, Nee. Ons het actually gister oor hom gepraat hier in die studio terwyl ons geset up het. Ek het al vir oom Leon Schuster ontmoet net vir daai storie oor sy lewe. Ja. Toe sit ek in oom Leon se huis. Great ou ook, love hom, legende. Maar oom Frank Opperman. Yes. Ek kan imagine. love hom. Wat se goed maak jou nog steeds kinderlik opgewonde? Maar ek dink ek weet wat gaan jy sê. Wat gaan jy sê? Ja. 100% chom. Ek kan nie met my sien die aand voor die tyd. Ek drink 'n handjie vol pynpille. Kan jy slaap? Ek kan nie, ek sit so, chom. Ek kan nie jag en visvang. Is dit? En golf. En golf. En golf. Hey, jy het nou die golf. dag gegryd rondte gespeel saam met my en Ek Lawrence. uit die tree op Akasia. Dit was goed. Ek kan dit Ons nie was glo. My daar. boetie het hole nou op baie bane geslaan. Het so gesê. Nee, chom. Laaste vinnige vraagie, wat is jou guilty pleasure? Ek dink as jy na my lyf kyk, jy presies sien wat. Kos. Ou my guilty pleasure verseker is my guilty pleasure nou onlangs is. Ek love dit om in my bakkie te klim, 'n soeding te gaan koop en 'n rookie saam met my vrou te kyk. O, nice. Dis my guilty. 'n Lekker slab pleasure, chom. chocolate of 2 vir elkeen. Dis nou, sy's heiliglik nou op die Tex terrein, chom. Tex. Tex. Great chocolate ou, Dis baie lekker. dark chocolate, maar ek is meer van 'n malva pudding tipe ou, chom. Jy kan my omkoop. Ek sal my page se logins vir jou stuur as jy vir my malva pudding koop. As malva pudding 'n mens moes wees, sterkte. Ek sal harding live op die Dan was dit Nike versus Annetjie versus Malva pudding. Ja, nee, dit klink soos daai Spider-Man meme. Ja. Ja, chom. Hoor iets om. Lekker. Nee, ek het baie lekker met jou gechat. Ons het 'n geskenkie vir jou. Ek like gifts. And dis my love language is geskenke. Ons het geskenk vir jou hier van Dromers en Doeners af. Lekker. So Kan ek daai- dit nou oopmaak? Jy's welkom. Jy's welkom. Daarom spel jy check dit reg. Baie mense sal 2 kaas insit. Podcast seisoen 2 check it kwega. Bro, hier is my beker, maar ek weet my vrou gaan uit om my drink. Baie dankie. Dis baie nice. Groot plesier. Goed en jy. En dan hierdie is ook vir jou. Wat is dit geld? Ongelukkig nie. Dit is 'n voucher van ons borg af Weller Clothing. Oh nice. So dis vir 'n hemp. So jy kan Lekker. op hulle webwerf inlog Valor clothing. en dan kan jy Ek vir check jou jy het nou ek het ander hemde ook gesien. Dis baie cool. Ja, so hulle borg ons en daai is 'n voucher vir jou vir 'n hemp. Jy kan dis baie al die instruksies is daar. QR code, gaan kies jou design wat jy like. like. My size. Sit jou net jou size. Sit jou bestelling in en Yes. ja, so ja, Dis dis dit. baie, ou. ek weet nie baie dankie, chom. Dit is lekker om sulke pelle te hê. Dis baie nice. Ja. En ja, ek hoop ek is darm die coolste gas wat Coolste gas vir die Net dag. vir Ivan Roofel gehad. Ooh, hy was cool. Ja. Wel hy kan sing. Gaan jy ook 'n bietjie vir ons sing? Yes, chom. Ek is net daai ou wat sing, he's jolly good fellow. Jy sing dit en happy birthday. Happy birthday, chom. Maar jy sing bietjie lekker in die kerk Dit op. sy zak van die kerk. Ja, in die kerk worship ek lekker. Yes, chom, ons kerk het die lekkerste worship. 100%. Maar 'n happy zak van die kerk ook. Loop. Wat is daai plek se naam? Wat is daai song se naam? Daai Unana, chom, dit is my song, zak van die kerk, daai Ja, Unana. Unana. Is dit? Dis as hulle my die dag
begrawe met daai liedjie speel. Nout. Hoorie, nee, ek weet nie alle grappies op 'n stokkie, dit was vir my vrek lekker om jou hier te hê. Dankie, my Om bietjie meer van jou te weet. Iemand wie Dian is agter Check It Kwagga. Ja, skus ek het baie gepraat, so maar ek chat. Ek Nee, maar praat baie. dis presies 'n geselsprogram. Dit sou weird wees as jy nie praat nie. So ja, baie dankie en dan dankie aan al ons borgers, dankie vir Connection Studios, Connection Productions. Dankie vir Eldor Photo en Eldor Photo Rentals dat julle ons aan boord is as 'n borg en dan baie dankie aan Weller Clothing. Gaan check bietjie hulle klere uit. Hulle het baie nice verskillende designs op die hemde en so baie dankie aan almal wat geborg het. En dan baie dankie vir julle wat kyk. Ons sien julle weer volgende week selfde tyd, selfde plek vir die volgende episode. Totsiens. Want ons is dromers en doeners, kom